Welkom in die huis van die Here vanoggend. En dit is so wonderlik om op hierdie opstanding Sondag om te kan sê, die Here het opgestaan. Hy het waarlik opgestaan. En dit is hoekom ons ook vanoggend hier in die huis by mekaar is, om dit te gedenk, om Jesus se opstanding te gedenk. Na hierdie heilige naweek wat ons ondervind het en beleef het, weet hy gesterf, hy het die prys betaal, maar hy het die kruis oorwin. Dus hoekom die kruis ook vanoggend nie leeg is. Hy is nie aan die kruis nie, hy het opgestaan om vir ons in te tree, by ons hemelse Vader. En kom ons verheerlik hom dan ook met ons voorsang. Ons sing Psalm, lied 409. Hoor jy die Paasfeesklokke? Hulle lui van vroegdag af. Hulle jubel in die wêreld. Die Heer is uit die graf. Ons so vers 1 en 2 van die 409. Jesus, ons eer U, opgestane Heer, lewensvors en koning, U die triomf Heer. Sing albei die verse van die 417. Wonderlik om te weet, ons het 'n toekoms. Nico, sal ek ons die klok lei asseblief?
Dankie dat jy vanmôre hier in die huis van die Here is, saam met. Kom ons sluit ons voorsang af met lied 421. Ons sing al drie die versies. Die Here Jesus lewe, hy het die dood oorwin. Ons sing dit staande as intredeslied. Ons het die volgende afkondigings. Reeds gesê, baie welkom in die huis van die Here. Die deurkollekte vir April gaan vir Bybelverspreiding. En woensdagoggend is daar Bybelstudie 9:30 in die kerkgebou. Almal is welkom. Dan is daar 'n spesiale kerkraadvergadering wat gehou Dinsdag die 22ste om 18:00. Die gemeente se voorbereiding word ook daarvoor gevra asseblief. Dan bid ons vir al ons siekes, en in die besonder aan John Burton, Ricardo Burton, Cherise en Mark Serge, Frans Duplessis, Petro Jordan, Bessie en Gert Poetser, Sonja Meiber, Trini Beitel, Corrie van Vieren, Jan Anderson, Klein Vrydendag en Tannie Betty Moller. Verder bid ons ook asseblief nog steeds vir al die geweld in die Midde-Oosterse lande. Vir die finansies sê ons baie dankie vir almal wat gereeld uitdra. Kan dit in die bankrekeninge betaal, op die kantoor, of jy kan dit ook in die kollektebord plaas. Dan het ons 'n hele lys van persone wat in hierdie week verjaar. En vandag in besonder verjaar Marius van 'n 5. En môre verjaar Leona, die sussie. Woensdag verjaar Heilie Steenkamp en ook Nikki Martin. En dan Vrydag verjaar Tiffany Ellis. Baie geluk. Marius, in besonder vir jou wat vandag verjaar. Mag dit 'n wonderlike en 'n geseënde en 'n baie spesiale dag wees. Omdat jy daar ook as 'n tweeling vandag 60 jaar oud is. Dink dit is 'n besondere geleentheid, 'n besondere gawe wat die Here ook gee. Ek het vergeet om my lekkers uit te haal. Vir jou na die tyd vir jou lekkers. Vir jammer. Maar 'n mooi dag. Baie dankie Tannie Magda.
'n woord van verwelkoming van my kant af ook aan elkeen vanmôre hier in die huis van die Here. Halleluja, dit is Opstanding Sondag, ons prys die Here. Ons is geweldig opgewonde, die plan en die toekoms wat die Here vir ons, soos dit geskrywe staan in die woord van die Here, is daar vir ons uitgesit. Baie welkom ook aan ons besoekers wat later inskakel op die internet. Baie welkom ook in hierdie erediens. Maar ook 'n groot verwelkoming aan Dr. Dawie Oosthuizen, wat van Obongo gereis het hier na ons toe vanmôre, wat vir ons die diens gaan lewer, en ons is opgewonde om uit te sien wat die Here ook op u hart geplaas het. Dawie is ook tans verbonde aan die Bybelverspreiding, en hy gaan ook vir ons 'n bietjie meer daaroor in die erediens ook van ons vertel. Maar nou wil ek graag vra dat Marius, ons verjaarsdagman, vorentoe kom, en ek wil graag van die geleentheid gebruik maak dat Marius, is Leona hier vanmôre? Nee, Marius gaan vorentoe kom, 'n man wat verjaar vandag. Wat 'n wonderlike voorreg is dit om die Christuskers, simboliese Christuskers, vir ons te kom aansteek. En ek dink Marius wil die kleinkinders sommer saambring vanmôre. U is baie welkom. Goeiemôre jongen. Môre jongen, baie welkom. Marius, baie geluk met jou verjaarsdag. Ons steek vir ons die kers aan. Baie dankie, Marius. En die klein seuns staan net hier so. Buig ons die hoofde en ons dank die Here vir hierdie erediens. Almagtige en liefdevolle Hemelse Vader, baie dankie dat ons die voorreg het vanmôre om in hierdie erediens saam as broers en susters in Christus Jesus U te kan kom verheerlik en saam hierdie opstandingsfees kom vier. Juis dat die graf leeg is en dat Jesus werklik opgestaan het. Dit is die geloof in ons hart vanmôre, op grond van ons geloof dat Jesus opgestaan het. Baie dankie ook vir u genade en u liefde, wat ons ook bedek en ons lei deur die Heilige Gees in die volle waarheid. Baie dankie vir al u liefde. Dankie vir die toekomsplanne wat u vir ons het. Weet dat ons is veilig in u hande. Ons bid dit nie dat ons enigiets verdien nie, maar op grond van u genade en u liefde, en dat u ons altyd styf vashou en altyd naby in die ligkring van u woord sal hou, Here. Ons bid dit in Jesus die Christus se magtige naam. Amen. Baie dankie, Marius. Ons gaan dan ook staan en die Here weer loof deur saam te sing lied 168. Heilige Jesus, Heer van die Here, U is verhoog tot in die hemeltroon. Ons gaan staan en sing al 3 die versies. Heilige Jesus, Heer van die Here, U is verhoog tot die hemeltroon. Ons bring U Here, Christus die Here, met heerlikheid is U gekroon. Mooi is die aarde, dit het groot waarde, maar is gering voor U grootheid, Heer. U is ons lewe, U is ons vrede, U Gees moet ons lei en leer. U is die Alpha en die Omega, U kom in elke
elkeen sal U kan sien. U is die eerste, U is die laaste, die ganse skepping sal U dien. Baie dankie, kan die sitplek inneem, dan gee ons nou oor vir Dr. Dawie Oosthuizen om vir ons verder te lei in hierdie erediens. Baie dankie, Dr. Dawie Oosthuizen. Laat my net weer in aanvang sê baie dankie vir die kerkraad vir die voorreg om in naam van die belang van die Bybelgenootskap hier by u te mag wees. Ek was nou 12,5 jaar lang onder andere daar in Maagheid in die kerk gewees en is 5 jaar agterweer. En ek is so dankbaar dat die Here my nog langs hierdie weg kan gebruik. Ek besoek nou al die gemeentes daar van Port af tot hier in Durban Suid-Rond, Durban West. Trouwens, ek gaan Sondag noodbestoor, ek staan maar gedoen die band wat ons nou terugslag beleef het. En sy sit gesaamlik, so ek kan hierdie werk voortsit nie. Volgende jaar, heel moontlik sal dit doen die sjaal wees dat verder en dan keer, maar dit sal ook mooi ingedeel raak. Ek kan vir julle net mooi dit sê, terwyl dit mag werk wees, dit was vir my 'n wonderlike ervaring, min soos wat ons is, dat ek hier iets opgetel het, dat die liefde onderling is, dat hier 'n warmte is. En dit maak my dit sommer net lekker om hier te wees. Maar broers en susters, met dit in gedagte dat ons onverwyld oorgaan tot die diens, kom ons sing nou lied 406, vers 1, 2 en 3, terwyl jy so sit, en na die uitspreek van die seën groet, dan kan ons staande lied 411, almal opstandingsliedere. Miskien moet ek net op ten aanvang sê, die dag is so deurligtig hierdie naweek. Gewoonlik preek ek oor die belangrikheid van die woord van die Here in ons lewens. God se stem. Maar ek kon nie die oomblik laat verbygaan op hierdie deurligtige dag om by die opstandingsevangelie op dan met die stil te staan. Goed, met dit in gedagte, 406 vers 1 tot 3. Here, met ons stukkie lof, met ons bietjie bid,
Met ons sinne van stof, wil ons voor U kom sit, met vandag se leef, en môre se dood, met ons regheid en skeef, met ons honger en brood. So sal ons vanoggend op U kom, Here, as ons kom om te juig, dankbaar en dom, sal ons nederig kom buig op hierdie opstandingsmôre. Amen. Broers en susters, gemeente, die Here groet julle met hierdie woorde, genade en vrede vir julle. Dit kom van God ons Vader, Jesus Christus ons Here, en word ryklik vermenigvuldig deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Kom ons beantwoord die seëngroet. Ek sien eintlik bewens dat Magda en Ria aan die voorkant kan staan en julle so mooi saam met my kan sing. Ek hoop hierdie lied wat ek nou opgegee het, is hyperbekend. Ek moet een van die dominees gesê, maar al julle orgelpype optrek, dit is mekaar mooi hoor, is dit reg so. 422 422, hy het ekskuus tog, 411, dankie Robbie, dankie dat jy my help. Sien ek raak bekend by julle, ek ken al julle name ook. Al die mooie dinge Robbie, dankie dat jy my reg help, hoor, dit is inderdaad so. 411, al drie vers, as ons daar by die Halleluja's kom, loof die Here, gee op die Here, dan sit ons nog meer volume by ons stem. Is dit reg so? 411 vers 1, 2 en 3. Die woord van die Here oopmaak by een van daardie baie bekende gedeeltes wat by die opstanding van Jesus ons Here handel. Te wete, Matteus 28, ons sal met mekaar saam lees van vers 1 tot 20. Nou met die woord van die Here so vir ons oop, kom ons nader sy troon in die gebed. Here ons God, dankie dat ons U so mag noem.
ons Here en ons God. Hemelse Vader, dat ons onsself die kinders mag ag, omdat U ons so noem. Here Jesus, dit sou nie moontlik gewees het. Hierdie heerlike waarhede. As U nie vir ons soos 'n stuk brandhout uit die vuur kom geruik het nie. As U nie vir ons aan 'n kruis van alle plekke gesterf het nie. Dankie, Here, dat U op hierdie dag vroeg, soos vanoggend vroeg, vir ons aangebreek het, uit die dood opgestaan het. Die dood as het ware soos 'n droë lat oor die kniestukken gebreek het. Hoe sal ons dit nou stel, Here, 'n gat in die muur van die dood geslaan het? Dat daar vir ons nou 'n opening is, 'n deur van is, na die ewige heerlikheid. Here, hoor, as dit oor ons lippe kom, al is dit met stottering, stameling, wil ons al die eer en al die lof en al die aanbidding aan U gee. Laat U weerstoere vanoggend weer opnuut, Here, vir ons op vrugbare plekke val. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Matteus 20, broers en susters, vanaf die eerste vers, daar lees ons, na die Sabbatdag, toe dit die Sondagmôre begin lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. Skielik was daar 'n geweldige aardbewing. 'n engel van die Here het van die hemel af gekom, na die graf toe gegaan, die klip weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was so blink soos weerlig en sy klere soos wit soos sneeu. Van skrik vir hom met die wagte gebewe en soos dooies geword. Toe sê die engel vir die vroue, julle moet nie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek soos hy gesê het. Kom nader en kyk, daar is die plek waar hy gelê het. Gaan nou en sê vir sy disippels, hy is uit die dood opgewek en hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien. Dit is wat ek vir julle moet sê. Hulle het toe haastig van die graf weggegaan, bang maar baie bly, en hulle het gehardloop om dit aan die disippels te vertel. Skielik het Jesus daar voor die vroue gestaan en hulle gegroet. Hulle het nader gekom, sy voete gegryp en hom aanbid. Toe sê Jesus vir hulle, moenie bang wees nie. Gaan sê vir my broers, hulle moet na Galilea toe gaan, daar sal hulle my sien. Terwyl die vroue op pad was, kom party van die wagte in die stad aan en vertel vir die priesterhoofde alles wat gebeur het. Die priesterhoofde het saam met die familiehoofde vergader en die volgende plan gemaak. Hulle het vir die soldate 'n groot som geld gegee en gesê, julle moet sê sy disippels het in die nag gekom en sy liggaam gesteel terwyl hy nog geslaap het. Ons nog geslaap het. En as die gouverneur daarvan hoor, sal ons hom tevrede stel en sorg dat julle nie bekommerd hoef te wees nie. Die wagte het die geld gevat en gemaak soos hulle voorgesê is. Hierdie storie word van dag tot van dag toe onder die Jode vertel. Die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die plek waar die Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle Jesus sien, het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag in die hemel en op die aarde gegee.
Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het, en onthou, ek is by julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Ons moet dit nooit vergeet. Ons is nie alleen nie, die Here en hierdie stikkende land van ons is by ons. Broers en susters, die tema vir vanoggend se boodskap is Christus die eensame. Nou broers en susters, as ek met 'n beeld kan begin, ek sal my nou hoegenaamd nie kan uitgee as 'n volkenner nie. Ek het al daardie boek van Sassel gekoop om as ons wil gaan 'n bietjie meer daarvan te maak. Maar goed, ek is nie 'n volkenner nie. Ten minste nog nie. Trouwens, ek ken net een voël se Latynse naam. Net Piet, my vrou se. Ken julle dat gevoel? Ek wens ek kon goed vlei dat ek dit gefluit speel. Cuculus solitarius is sy wetenskaplike naam. Maar die Piet, my vrou, ken ek van my kinderdae af. Ek is lief vir die natuur. Ken ek van my kinderdae af baie goed. Daar Lady Smith in Noord-Natal waar ek groot geword het. Toen is dan 8. En toen my ouers Pieter maar is getrek. So my wortels lê maar hier in Natal. Daar in Lady Smith kan ek onthou, want daar was so 'n koppie agter ons, wat deesdae toe gebou is. En ek het die ou voeltjie baie geroep. En hy bly in die nag so roep en roep en roep. Jy moet dit ken. Skerp, indringend, aanhoudend. Al die ander slaap al. En die uile is al wakker. Maar die Piet, my vrou, hou maar aan, roep. Ek het hom nog nooit oor antwoord kry nie. Die ander Piet, my vrou, wat byvoorbeeld antwoord, nog nooit. En soos dat ek die bietjie weet, sal jy ook nie. Ek het hom nog nooit oor antwoord kry nie. Hulle het jy al agtergekom. Hy moet al miljoene jare so doen. Hierdie eensame ou voeltjie. Dit is seker nie dat 'n voorkenner hom die naam gegee het, Cuculus. Dit beteken familie van die koekoek, familie van voëls. Solitarius. Dit beteken die eensame. Hy het 'n voeltjie wat so bly roep. Ek het die ou voeltjies maar op my rekenaar geskerm. Wat 'n geduld moet God tog nie hê om Piet, my vroue te maak, met geloof wat so bly roep. Dis as wat ek vir julle wil sê, julle ken dit ook by 'n vlei of 'n rivier. Ek moet die see hoor ek ook van tyd tot tyd. Dankie Vader God. Want dit spreek my aan. Ek sal nou sê hoekom. Dis asof ek op daar terwyl ek by julle staan hoor roep. Ergens by 'n lagoon, by 'n riviermonding se kant. Die Latynse woord solitarius is familie van die woord solus, wat beteken slegs, alleen. Daarom laat die Piet, my vrou, my gedagtes altyd heen en weer pendel, swaai, tussen hartseer
Want ons ken dit. Dink aan 'n pendulum van 'n horlosie. Tussen hartseer en troos. Tussen hartseer oor eensaamheid. Weet ons ook eensame mense is daar. Ek het baie in my bediening op hulle moes afkom. Bitter eensaam. Ergens in 'n ouer huis. Byvoorbeeld, waar die kinders hulle maar net vergeet gelaat. Tot einde om dit agter te kom. Dis 'n hartseer van eensaamheid en troos, hoofletter E, oor die eensame wat jou en my eensaamheid daar in 'n ouer huis byvoorbeeld of in 'n huis of waar ook al kom wegneem het. God wil ons nie so sien nie. Hy kry seer as ons so eensaam is. Hy stir die eensames. Niemand was ooit, kom ons dink 'n bietjie aan ons Here vanoggend. Niemand op aarde was ooit so eensaam soos Jesus van Nasaret oor hierdie naweek wat ons vier, oor die Paasnaweek in Jerusalem, in Getsemane, op Golgotha nie. Skilderye vrees ek, vertel altyd die regte verhaal. Skilderye wat vromes voorstel deur dienende hande van sy moeder en vriende, is gewoon geweld wat aan die waarheid gepleeg word. Romantiese geweld aan die waarheid. Kyk, Jesus was volstrek alleen. Alleen mense. Eers was hy deur die leiers verwerp, toe deur die skare, toe deur een van sy naaste volgelinge, Judas Iskariot. Daarna het die res hom ook in die steek gelaat. Ten slotte is hy verloor deur Petrus. Die leier van die disippels, dat hy jou werklik waar so ver kon gaan, ons moet ons nie self onskuldig, wat sy ons gedoen het. Hy het gesê op 'n stadium toe hy nou die nouke is, ek sweer ek ken hom nie. Lieg hy. Ek sweer ek ken hom nie. Ek ken nie man nie. Jy sien my seker vir iemand anders aan. Ek het hom nog nooit met 'n oog gesien nie. Terwyl hy 3 jaar aan die voete van Jesus gesit het. Dis tog ek. Toe sy aanklaers met moord in hulle harte getuies teen Jesus roep, was daar niemand wat vir hom getuig het nie. Niemand. Jy ken die evangelies. Nie eens Jairus nie. Nie die weduwee van Nain nie. Nie Lazarus nie. Niemand. Mense, niemand. Waar was al die lammes wat hy weer laat loop het? Waar was al die krepeles? Waar was al die melaatses? Hoekom het hulle stil gebly? Waar was die blindes wat weer kon sien? Daar was, mense, niemand nie. Ook nie toe Petrus verskyn nie. Daar sou mense nog verwag dat iemand na vore sou kom en sê, maar ek ken hierdie man. Hierdie man was 'n goeie man. Hy het nie kwaad gedoen nie. Hy het niemand kwaad gedoen nie, inteendeel. Ek sal vir hom 'n getuieskrif uitreik. Al wat daar was die nagmerrie versoek althans, van Pilatus se vrou, wat die afwesigheid van sy vriende nog net meer beklemtoon het. En toe Jesus Golgotha loop wat ons Vrydag gevier het, was daar niemand wat aangebied het om sy kruis te dra. Niemand.
eensaam. Nie een vrome nie. Niemand wat hy helpende hand uitsteek nie. 'n buitestander, Simon van Sirene, moes gedwing word om sy kruis te dra. Want Jesus het geknak onder die las van die kruis. Net so sy twee kamerade weerskante van hom op daardie skedelkoppie. Hulle wou nie eers daar wees nie. Die twee langs Jesus, wat langs hom gekruisig was. Hulle wou nie daar wees nie. Dis ons logies. Inteendeel. Daar is niemand wat daar vrywillig saam met hom lei nie. Jesus is die eensame. Die eensaamste. Cuculus solitarius. En daarom het dit oor Jesus se lippe Vrydag nog gebars. Eloi, Eloi, lema sabachthani. My God, waarom het U my verlaat? Dis asof Jesus se godheid, en hy is toch God in die vlees, die mens geworde God, sal ek maar sê, asof sy godheid so bietjie teruggestaan het, dat hy namens die mensdom uitgeroep het, hierdie groot waarom vra, waarom het U my verlaat? Hy noem hom nie eers my Vader nie, God is te ver. Dit is byna soos die prediker wat sê te vergees, alles is te vergees, omdat God so ver is vir mense, sy gevoel. Die kind van die wind, loop net klaar, Jesus, die kind van die wind, die blom van die veld, verwelk as die asem van die Here dat wil gaan. En dan sterf Jesus. Hy blaas sy asem uit. Sy voorhoof val vooroor. Geen antwoord in die hemel nie. Net diepe duisternis. Dis asof die skepping het uitgeroep. Kyk wat doen julle. Kyk wat kos dit. Jesus. Net diepe duisternis. En wat gebeur? Dit terwyl mense rondom Jesus bly smaal en spot en spoeg en vloek en dobbel. En sy vriende wat hom begrawe. En inderdaad van die Sabbat was een van die hoofgetuies teen Jesus. Hy is dood. Want dood kan nie trappe van vergelyking nie. Dood is dood. Hy het gesê, en hulle het nie verstaan, of hulle wou nie, ek weet nie, na 3 dae sal ek die tempel weer opbou. En hulle het nie verstaan. Maar hulle begrawe hom, want hy is dood en weg. Ons besgis met die man. Maar hulle begrawe hom, want hulle het minder geloof as Sneeuwwil se 7 dwergies. Bly maar roep, Cuculus solitarius. Roep maar die eeuwe deur. Daar is geen antwoord nie, ons is reiziges na nêrens.
Ons is maar grassade, hoe sê ons in nou 1000? Ons is maar grassade wat waai in die wind. Ek dink hy sê my kind, so kom mense dan, alles is gewisse grap. Maar of jy te druk of vrolik wees, om môre sterk word, tipe van houding. En baie mense speel in die komedie mure, asof God doodgewig is, as hy ooit was. Die ergste is dat ons dit weet, dat mense dit weet. Maar kyk mense, ek het nou eintlik my alles voorberei by hierdie punt uit te kom. Nou moet jy vir my mooi hoor. Maar kyk mooi. Toe het hy Christus, die eensame, teruggekom uit die dood. Hy het uit die graf uitgestap, lewend, triomfantelijk. Jezus is die Heer, hy was nog altyd. Want daardie dag het Jezus en die duiwel ook aan die kruis uit tande stomp afby. Hy het teruggekom uit die dood. Dit was 'n wonderbaarlike gebeurtenis. Wonderbaarliker as toe hy hierdie groot skepping geskep het met sy woorde. God het die lig met 'n mag teruggeroep. Terwille van mense, ook daardie mense wat hom verwerp het. Terwille van ons groepie wat vanoggend hier is. En wat baie daar nie na wonder, is die Here werklik. Daardie mense wat hom verwerp het en hom bespot het. En hom vermoor het. Moord op God mense het. Gepleeg. En toe het God mense gestuur om so lang die eeuwe hou, en daarom staan die eeuwstof mannetjie van God hier op 'n verhoog, en sê dit vir die. Hoe lang die eeuwe hou bekend te maak, dat Jezus leef. As daar eendag by my heen gaan, gesindelik word die lied, as hulle daar een opgee, Jezus leef. En jou, Jezus leef in ons middel. Dood wie sal vir jou nog weer. Jezus leef, en dat Jezus betaal het, dat hy het alleen gedoen het, dat hy alles gedoen het. Sedertdien maak dit die hart van die belydenis uit. Saulus Christus alleen. Solank ons nooit, sodat ons gaan sê dit vir die eensames by waar wat jy van weet, wat bedreigend is, of vergete is, gaan sê vir hulle. Jy is nie regtig alleen, ek weet seer, as mense jou vergeet, maar God sal jou vergeet nie. Hy is by jou. Hy neem jou eensaam met hom. Ja, hoor jy wat hier luister? Ons wat hier is, hoor ons dit? Ons is nie alleen nie. Al gaan dit swaar met jou, want jy met jou tande op mekaar gekras, dit vir die Here sê, Here, dankie dat ek nie alleen is. Is daar, alleen opgekrul met jou gesig in die bed op, na die muur op 'n bed gesteen, Elia. Dis 'n fetus in 'n moeder se skoot. En aanvanklik nie geweet die Here, ek weet nie waaroor hy nie goed oor my pad kom nie. Maar dankie dat ek nie alleen is nie. Nie weet wat eensaamheid is, ons weet nie. Nie ek. Christus is met sy gees en met sy gawes by jou, by jou, by jou. Ek het 'n ou Bybel daar, wat ek nog by die Gideons gekry het. En ek het Jesaja 43 as 'n jong seun aan ons gelees. Moenie bang wees nie. Ek is met jou. Ek het jou
jou naam geroep, dan kan jy dood. Jy is myne. En Paulus weet, as hy geen dood of lewe of mag of oorrede, wat ook al, dan is van die liefde van God skry. As God sê, niemand sal nie, dan sal niemand nie. Ek maak klaar, broers en susters, ek wens daar was iemand wat 'n voorkenner was, wat voeltaal verstaan. Miskien net ek sal sê dit is soms stoutmoedig. Miskien moet ons sy naam verander. Hoor daar, hy roep, dit is volbring. Ek het dit so op die skerm gesien. Dit is volbring. Hy het opgestaan. Hy het waarlik, dit is nie wat jy opgegee mag, hy het waarlik opgestaan. Ja, mense, Jesus leef, en ons met hom. Niemand kan het ons wegvat. As julle wil, kan julle Lorika Rauf sing daai liedjie, The Lord of the Dance. Julle moet 'n bietjie gaan Google. Dit is Google help ons baie. I am the Lord of the dance, sê hy. Dance, dance, and wherever you might be, I am the Lord of the dance, sê hy. Daai liedjie vertel die hele verhaal. Want goeie Vrydag tot vanoggend. Jy moet dit nie mis nie. So kom. Die Heer van die dans, of the Lord of the dance. Dit is in die Engels, ja. So kom. Geniet hom. Ons mag dans van vreugde dans voor God se oë. Want ons aanbid die God van vreugde. Jy verstaan hierdie Bybelse boodskap net soveel as wat jy van die evangelie verstaan. Amen. Broers en susters, kom ons raak net vir 'n oomblik stil. Ek net 'n gebed doen. Nou wil ek net baie graag dat Robbie met my help. Wat is die Bybelse boodskap? Net daai kaart, wat ons dit nou doen, dan Robbie is reg. Kom ons bid net saam. Here, baie dankie dat ons weer hierdie dag saam met die kruis gebeur en die lot van die wêreld onherroepelik verander. Dankie Here dat die lewe sterker is as die dood. Dankie dat ons mense van 'n ewige toekoms is. Dankie dat ons saam bereis is na die ewige heerlikheid. O Here, hoor ons as ons dit vir U vra. Ag, en dan wil ek ook bid vir die kerkraad, Here, vir die toekoms van hierdie kinders van U. En wat ook al in die toekoms vir hulle beplan is, uitgelê is. Seën elke lidmaat, seën hulle wat nie kan wees nie, en tog hierdie boodskap elders kan luister, kan kyk. Ons bid dit in U naam. Amen. Robbie, jy kan daar, ek gaan daar opgestaan, ek kan weer sien wat gewys word. Nou sê, as ek nou so half met my rug net staan gespoot op wat ek nie daar kan kyk. Broers en susters, die Bybelgenootskap het een groot doel voor oë, om 'n Bybel in elkeen se hand en hart te gee. Ek wil sommer nou by daai pille woordjie stil staan, net wanneer die opgawes opgeneem word, gaan jy weer so 'n pille woordjie kry. Kan ek maar vir die belang van die Bybelgenootskap mooi vir jou vra? Of maak hom tot vol met R5. Jy kan hom maar met sagte dood opdra. Maak hom vol met 'n R5. As jy daai botteltjie vol gemaak het, dan het jy 'n Bybel geborg.
Dis 'n heerlike weet, as ek daai ou geldjies bring en dan kan ek weer hersirkuleer. Ek wil net vra, ek weet nie wie die saakgelastigde is, dis jy maar, no? Maar dat hy net na 'n maand dan het dit in oorbetaal na hierdie besoek. Is dit reg so? Ek is so bly ek het ergens ook gesien, Robbie het dit net geflits, dat aan die einde van die maand ook Bybelverspreiding van het. Dis wonderlik. Ag, julle, ek kan nie genoeg hier vassteek nie. Die Bybelgenootskap kan net sy werk wat oor die 200 jaar al strek doen, danksy die gawes wat vanuit gemeentes en andersins kom. So as jy dit gedoen het, ek weet dis moeilike tye, en die gemeente moet oorleef, en as ek net vir die vra om die gemeente te help, dan moet dit nou nie van die dankoffer aftrek nie. Die gemeente het die geld nie baie nodig, maar ook doorbehaal die dankoffer. Goed, ek het nou net dit gesê. Dan kan ons die volgende een wys, Robbie, daar staan het, primêre organisasie met al vir meer as 200 jaar, die vertaling, kyk jy daar die werk wat jy doen. Vertaling, die publikasie, die verspreiding van die Bybel verantwoordelik is. En dan staan dit maar nie daar, dat ons deel is van 'n groter wêreldbond van Bybelgenootskappe. Volgende een, Robbie, die visie is, en dis nou waar die ouer keer kom, dan het jy Bybel al geborg vir elkeen, want ons moet dit vir die armes of die armes op my deel skenk. Bybel vir elkeen. Volgende een, onbekostigbare Bybels vir elkeen in hulle hartstaal en formaat van hulle keuse te verskaf, sodat almal die lewegewende boodskap van God se woord kan ervaar. Dis wat ons nodig het. God het soek geraak in die wêreld. En die kleed waarin die Here na ons gestap is sy woord. Jy moet bid dat die Bybel weer in mense se harte pos. Goed, volgende een. Daar is 'n baie belangrik, weet dis ook die integriteit, dat ons met integriteit optree ons waardes, ons vertroue inboesem, respek inboesem, aanspreeklik is in 'n dienslewe. Volgende een, daai is vir die belangrikste een. Kyk net 'n bietjie daar. Wat is die taak van die Bybelgenootskap? Die vertaling van die Bybel. En dan het hulle die professore in die Nuwe Testament en in die Ou Testament en Aramees, dat hulle vir ons help om dit weer direk in die oorspronklike te vertaal. Die publikasie van die Bybel, nommer 2. Die verspreiding, daai nommer 3 is verskriklik belangrik. Maar dan moet hulle dit hê, om by die Bybel betrokke te raak. Ek kan nou daarop vinnig vir die wys, om mense bewus te maak van die Bybel. Die belangrikheid van hierdie unieke boek. Ek het 'n boek, so die kamer vol boeke, dan alles, almal handel oor hierdie een boek. Dit bring my in verrukking voor die verrukkelijkheid voor God. Goed, volgende een, wie dien ons? Alle kerke, kerkorganisasies, die algemene publiek, waar ons partykeer op straat boeke staan en Bybels op beskikbaar staan. Goed, volgende een, hoe kry ons die Bybel my mense uit? Kyk maar daar by die onderste opskrifie, in drukformaat, soos wat jy dit in die Bybel lees, soos wat jy baie kan lees, groot druk. Ek sien die baie jong mense hier, ons druk raak al groter wat ons soek, vir ons oë. Braille, vir die wat blind is, audio, op kassette vir die wat doof is, dan is daar verskillende apps sogenaamd, jy kan die Bybelboek op jou foon aflaai, daar is stappe wat jy kan volg. Volgende een, Robbie, fondsinsamelings is krities vir die uitvoering van ons strategie om bekostigbare Bybels aan elke Suid-Afrikaner te verskaf. Volgende een, daar het jy die Bybel vir die armes, vir die gevangenes, vir die wat leer om te lees, en as jy nou daar die regterkant enetjie vir jy die graad 7 leer, kan ek vanaf vir jy sê, ek is van daai dromeries, maar ek het na die punt bereik dat ek miskien maar wat verkoop, wat motorfietsry, en ons het vir 13 jaar lang, het ons die agtergeblewe gemeenskappe gaan besoek. Ek het armoede gesien wat ek nie geweet het bestaan nie. Kinders wat hulle skoene met vislyn vasmaak en knoop en hulle hemde en sulke is net, ek kan vir lang besig. Ons het oor die 33,000 kinders besoek, skole besoek. En ons het met elkeen van hulle, daar agter, as jy die pamflet het, ek loop, daar is pamfletjies daar agter wat jy gratis kan neem. Die Bybels, daar is Bybel, moet ook die help my Rian en oor die Bybels sê. Dit ons vir 33,000 kinders bereik. En ons het met elkeen van hulle gesprek gevoer
oor die Bybel. Die Bybel geskenk wat ons self moes borg. Of die gemeente het jou geborg, wat het nou amper gestuur wil ek sê, maak die gemeente. Dat sien 33.000 kinders voor jou. En nou nog bel hulle soms in trane die hoofkantoor van die Bybelgenootskap en sê hulle dankie. Dankie vir die Bybel wat ek gekry het. Dit het my lewe verander. Jy sien, as jy 'n Bybel geborg het, het jy 'n groot ding groot. En bevra Magda dat dit weer nie kan herversprei daar op hulle hoofd. Julle kan altyd nie na 'n maand eers oorbetaal en dan maak soos wat julle goed dink. Is dit moontlik, Magda? Met wie praat in die verkeerde een? Robbie, ek sê praat in die verkeerde kamer. Robbie, dat die ouma nou net na 'n maand het oorbetaal en dan as dit kan hersirkuleer met julle vergunning, sal dit wonderlik wees. Hoor. Goed, Robbie, dan die volgende een. Mense kan op baie maniere betrokke raak. Jy kan by Bybelprojekte betrokke raak. Jy kan by 'n aksiekomitee aansluit. Jy kan 'n lid word van die Bybel per maand klub. Jy kan oorweeg om 'n nalatenskap in jou testament na te laat. Jy kan aan die aktiwiteite vir Bybels deelneem, fondse insamel en ondersteun ons op sosiale media en deel ons werk. Dit word van my verwag, ek is nie so 'n goeie organiseerder nie, maar hulle vra dat ons nou maar 'n golfdag reël of stap vir Bybels, wat ook al. Ek gaan probeer, maar dan sit ek daar in die maagheid omgewing. Goed. Ek dink dit is van min of meer. Dankie dat julle geduldig geluister het. Dankie, dit was weet julle wat? Ek het lekker is. Ek het lekker iemand te doen. Ek het my net naam geskryf, ek het nie tyd vat. My naam geskryf, en ons kom daar na my naam, en ek in die galerie, sê hulle nie, ons moet omdraai. Ek kyk nou, ek moet kom preek in die gemeente, sê nee, ek moet omdraai. Maar gelukkig het ek 'n klomp kompies besoek, wat hulle weet wat die omdraai is. Anders was ek in 'n groot verleentheid, julle mense, hoe kom ek by julle uit? Maar die Here so, kyk mooi na jouself. Kyk baie mooi na jouself, mooi loop. Goed, kan ek nou geleentheid gee vir die opneem van die opgawes. Dat jy sommer net elkeen op hulle houtjie vat. Ag, dit baie kosbaar. Jy kan hom leeg maak by Robbie en dan jy kan hom weer volmaak. Ek kry sy regte NG drone. As hy. Goed, moet ek maar weer terug gaan woon toe. Terwyl die opgawes gee, ek het vergeet, daar's Bybels op die kansel as Engels. Ek het gevra dat ook in Afrikaans op moet verskyn. New Testament, Psalms en Proverbs, Words of Jesus in the Red. As jy so ver kan kyk, dan kan ek julle wys. Kyk hierso. Jesus se woorde word in rooi uitgelig, highlight as jy wil sê. Hy kos R30. Die agterop staan for free distribution, not for sale, maar ek moet dit in 'n bietjie doodkrap. Maar die Bybelgenootskap het die geld, dis die opdrag wat ek kry. Jy kan dit koop vir R30, en nie waar gaan jy 'n Bybel koop vir R30? En dan as jy hierdie Bybeltjie gekoop het, dan kan jy dit vir iemand gee, wat nie een het, wat kan Engels wees. Het reg so? Goed. Ek dink ek het alles gesê. Ek weet nie of daar dalk 'n vraag van kant. As dit daar is, as so 'n klein wyle daar afgestaan by die profeties. As jy iets by my wil weet, dan kan jy gerus my vra. Maar ons voorlaaste lied is nou lied 422. 422, is ek reg, Robbie? 422 vers 1 tot 3. 422 vers 1, 2 en 3. Kom ons sing hier, nou die vorige lied ook baie lekker gesing. 422, dat ons mekaar hoor, dan sing ons ook lekker. 422,
vers 1 tot 3. Die Heer het opgestaan. Die Heer het, kyk daar is 2 klemstreepies op die aard. Die Heer het waarlik, dis 'n feit, opgestaan. Kom ons geniet dit. Elke noot, elke woord, elke waarheid. 4:2, vers 1 tot 3. Broers en susters, ontvang die seën van die Here en gaan so in sy heerlike vrede. Hoor u, die ewige God is ons skuilplek. Sy arms is altyd, maar altyd redding, beskerming onder ons. Amen. Kom ons sing daai liedjie wat ek sê, mag op my graf by my heen gaan op gerus gesind van op lied. 415. Kom ons sing al 3 die vers. Jesus leef en ons met hom. 'n lieflike lied, die waarheid. Kom ons sing dit. 415 vers 1 tot 3. Jesus lewe in daarom, wek hy ons tot nieuwe lewe. Laat ons dan die dood nie vrees, hy laat ons verlaat steeds. Jesus lewe verheerlik om, hy geen graf hou opgevangen. Jesus lewe met hom, weggestel die doodse hangel. Niets tyd hy die toekomst oop, hy gee my 'n vaste hoop. Jesus lewe en maak die dood, nou vir my die poort tot lewe. Hy oorwin haar ewig groot, sal my nooit begewe. Wat my hart se huis is so, hy is lewe.
Baie dankie. Kyk mooi net.